Goeiedag. Ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die eerste 40 jaar van Moses se lewe het geëindig die dag toe hy Egiptenaar doodgemaak het en moes vlug. Die tweede 40 jaar was in die Midian woestyn. Tussen die skape en stilte van 'n lewe wat nie verloop het soos hy beplan het nie. Hier was Moses al op 'n gevorderde ouderdom. Hy het nie gewag vir 'n brandende bos nie. Hy het heel waarskynlik opgehou om enigiets merkwaardigs van sy lewe te verwag. En toe, een doodgewone oggend, sien hy iets wat hy waarskynlik al voorheen gesien het. 'n Bos wat brand in die woestynhitte. Dit was nie ongewoon nie. Droë woestynplante groei vat vlam. Dit gebeur. Maar wat ongewoon was dat hierdie bos nie uitgebrand het nie. En toe staan Moses voor 'n keuse. Hy kan aanhou loop. Dit is waarskynlik niks. Hy het skape om na om te sien. Dis warm, hy's moeg, hy's 80 jaar oud en hy het lankal opgehou verwag dat daar 'n skielike drastiese verandering in sy lewe sou plaasvind. Of hy kan stop en gaan kyk. En in Eksodus 3 vers 3 sê Moses, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. En daardie oomblik het alles verander. Die roepstem, die sending, die pla, die uittog uit Egipte, die skeiding van die see, die 10 gebooie, die verbond, die volk, die bloedlyn wat uiteindelik die Messias sou voortbring. Alles daarvan aan die ander kant van 10 woorde. Een van die belangrikste dinge om te begryp is dat God kondig homself nie altyd met donderweer aan nie. Hy stuur nie altyd 'n engel met 'n boekrol nie. Soms plaas hy iets kleins op jou pad op 'n doodgewone dag om te wag om te sien of jy sal reageer op sy leiding. Daarom is dit so belangrik om op te staan in die oggend met 'n ingesteldheid waar jy jouself oopstel om deur God in daardie spesifieke dag gelei te word. Die brandende bos in jou lewe mag lyk soos iets wat die Here al lankal op jou hart lê om te doen, maar jy is ongehoorsaam. Of dit is dalk 'n gesprek wat jy al lankal met 'n spesifieke persoon moes gehad het. 'n Skrifgedeelte wat die heeltyd by jou opkom, 'n deur wat aanhou oopmaak, of 'n spesifieke persoon wat God aanhou oor jou pad bring. Wees sensitief vir God se leiding. Die bestemming wat hy vir ons het, wag gewoonlik aan die ander kant van gewone oomblikke van gehoorsaamheid. Nie net dramatiese oomblikke nie. Die klein oomblikke op die dae wanneer jy voel asof niks betekenisvols gebeur nie. Wees gehoorsaam. Here, ek wil nie iemand wees wat verby die brandende bos loop omdat dit ongerieflik is om te stop nie. Maak my oë oop vir die oomblikke wat U vandag in my pad plaas. Die gewone oomblikke wat buitengewone gewig dra. In Jesus naam bid ek dit. Amen.